Baie hartlike goeiemiddag. Dit is so lekker om met julle te kan gesels, onbeplan, maar dis Vrydagmiddag en dis naweek en wat 'n voorreg is dit om met julle te kan gesels oor die kosbare woord. Hierdie gaan net so 'n paar minute stream wees en ek voel net ek moet daarom ten minste doen wat die Bybel gesê het ons moet doen. En dit in Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Baie bekend. Nou, ek het seker nou so 'n halfuur terug net gevoel, ek wil hierdie met julle ouens deel. Ek gaan actually hierdie opneem met ons Kruiskyk opname ook oor die naweek, wat volgende Sondag aand op Kruiskyk uitgesaai gaan word. Maar ek moet terugkom en vir die Here kom dankie sê vir wat hy vir my en Desiree gedoen het die afgelope tyd. Ek dink daar's nie iemand wat kyk vandag wie werklik kan sê dat jy het nie al gevoel sommer hierdie bloute uit, jy moet vir iemand bid nie. Jy word 2 die oggend wakker, jy word 1 die aand dag wakker of 11 uur vanaand. En jy het net die Engels sal ons sê die urge, you have this urge just to pray for somebody. En jy hoef nie te verstaan nie, jy moet net gehoorsaam wees. Nou kom ek nou hierdie noem vir julle. Ek en my vrou van die 17de tot die 24ste Mei het ons amper 4000 kilometers gery. So net so tussen 3700 kilometers in totaal wat ons gery het in 'n week se tyd. En ons is al so gewoond om op die pad te wees en vir die Here te gaan werk en net te doen wat die Here wil hê ons moet doen en die voorreg wat ons het om by baie plekke te kan die woord van die Here bedien. Maar lang storie kort, dit is amper 'n tweede natuur vir my en Desiree is om so te kan bedien en die voorreg wat natuurlik nou met dit kom. Maar ons het die Sondag bedien, Sondagoggend reg deur tot Woensdag aand daar by Mooinooi by pastoor by die PPK en Mooinooi by pastoor James en sy vrou Chantel. En Donderdagoggend vroeg het ons teruggekeer Newcastle toe en 'n paar draaie gery Johannesburg wat ons moes gestop en by die huis gekom Donderdagmiddag laat en waar ons toe nou natuurlik die Vrydag aand, die Saterdag aand en die Sondagoggend die by ons dienste gehad het. Nou ons het 9 keer bedien in daai week. Dis sonder die voice clips. So as jy die voice clip tel, 13 keer daai week het ons bedien. Maar nou ons het Sondagmiddag na ons diens het ons vertrek na Dalpark daarna by Brakpan by Elroy Theater by pastoor Willie Olwaag waar ons die aand daar by hulle bedien het. En wat ek net wil getuig is die gehoorsaamheid van pastoor Willie die Sondag aand na die diens was amper 3 ure lank en ons was by die afsluiting en hulle het toe vir ons gebid en ons geseën, want ons is toe na die diens in die aand, ek dink ons het 10:30 die aand daar gery, het ons weer teruggery Newcastle toe. En terwyl hulle vir ons bid en van die kerk pastore wie daar was, sy kerkraad ouens het by ons kom staan daar voor en vir ons kom bid. En ergens in die gebed, relatief in die begin, het hy as te ware sal ek sê, amper nie die gebed gestop nie, maar die noodsaaklikheid en daarop gefokus, dat die Here aan hom openbaar, dat die vyand uit is op my en my vrou se lewe, natuurlik seker maar op almal sin, en hy het vertel dat die Here het hom gewys, dat die vyand wil ons betrokke hê in 'n motorongeluk, of so iets, en dit is sy begeerte dat ek en my vrou in daardie ongeluk moet sterwe. Het baie ernstig vir ons gebid. Mense, julle verstaan nie, hoor, dit was fenomenaal. En hy het dit gevoel. So 2 dinge wil ek vandag oor praat, is wanneer jy die urge het om vir iemand te bid, daai erns, daai skielike behoefte, ek moet vir iemand bid, moenie vra nie, bid vir daai persoon. En dan natuurlik, as die Here vir jou geantwoord het, jy het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van Here getuienis. Nou ek en my vrou verlede week, ons het toe nou terug met daar op veilig gery en my ding bly by 'n mens. En ek en my vrou het verlede week en donderdag het ons vertrek Johannesburg toe. Ek het laas Sondag bedien daar in Newlands by die lede en dan Sondag aand by pastoor Pieter hulle daar in Pinksterkerk van God daar in Kreeusdorp. En ons het 'n redelike
vrag gehad, ek het my motorfiets gelaai op my sleepwa en ons het deurgery, want ons moes goed oplaai, wat moes terugkom van Rustenburg af. En net voordat ons vertrek, ons bid altyd, ons bid partykeer in ons huis, en dan bid ons sommer weer in die kar, dit doen ons altyd, ons Psalm 91, ons bid die bloed van Jesus oor ons. Maar hierdie ding wat so Willie gedoen het, hy aan bly by my, en dit bly nog steeds actually by my, en ek het gevoel dat die linkersleepwiel van die sleepwa effens los is, baie min, julle as wat hierdie goed ken, dit is eintlik nie 'n krisis nie, dit is amper partykeer veronderstel om so te wees, hy het baie min, ek het toe my skoonseun gebel, pastoor Renier, hy sê man, skoonpa, ry net versigtig, ek het sy swaartjie gebel, hy sê gereël dat as ons nou daar in Johannesburg kom, wanneer ons daar kom, gaan ek die waantjie vir hom bring, en dat hy hom net vir ons bietjie kan dens, en die wieldak styf trek, en. Dit gedoen, daar gekom, dis so 340 kilometers wat ons ry van hier af tot in Kreeusdorp, van Newcastle af. En hy bel my die Vrydagoggend, hy sê vir my, oom Rolf, hy sê ek wil vir jou sê, dit is 'n godswonderwerk, dat hierdie wiel van hierdie sleepwa nie afgeval het nie. Nou, ek wil net in gedagte hou, ons ry hier so deur Botaspas, ons ry die Meemelpad, wat nie 'n goeie pad is nie. Ons ry die snelweg, so, dit is maar bietjie, veral hierdie kant, hier deur die bergpasse goeters, baie draaie en goeters. En hy sê vir my, hy sê die thread, julle man sal nou verstaan, die thread van die as was heeltemal gestrip. En die bout wat die wiel vashou, was heeltemal los, hy het reg op die punt van die as, op een, kan ek nou maar sê, thread wat daar nog was, want die thread is weg, ons weet nou nog nie hoe dit gebeur nie. Hy sê, daai bout moes net afgeval het. Ons is deur soveel draaie, ons is op die snelweg, ons is daar deur Alberton, julle ken die snelweg daar, en jy ry maar jou 100, jou 120, en hy sê dit is regtig waar 'n godswonderwerk, dat daardie wiel nie uitgeval het nie. Het hy uitgeval, met daardie swaar motorfiets op, is dit 100% 'n kans, dat die trailer so gerol het, hy kon jou motortjie kar omgegooi het, en ek en my vrou kon gesterf het in hy ongeluk, wel, dit is worst case scenario, maar ek bedoel, die skade wat die ou het met die voertuig en die waantjie en die goeters. En weet jy, ek het ijskoud geword, toe ek was onmiddellik terug, by daardie ernstige gebed, wat hulle vir ons gebid het, dat die Here ons sal bewaar, en soos ek sê, ons ry, en ek oordryf nie, ons ry duisende kilometers 'n jaar, om die evangelie te kan verkondig. Hoekom ek hierdie livestream opneem? Ek wil soos daai malaatse terugkom, en vir die Here dankie sê, vir mense wat hoor en gehoorsaam is as die Here praat. Julle mense, ons moet hierdie ding nie onderskat nie. Daar is kere wat die Here vir jou deur die Gees gaan lei om vir iemand te bid. Hy vra nie vir my en jou om te verstaan nie. Partyke sê nie eers waarvoor ek en jy moet bid nie. Dis actually nie eens nodig nie. Die Bybel sê dat gehoorsaamheid is beter as offer. Ek dank God vir 'n man en 'n vrou wie daardie aand gehoorsaam was, wie baie ernstig in eenheid met hulle wat daar gestaan het, vir ons gebid het. En dan elke ongeluk wat die vyand beplan het, afgesny het, elke gees van vroeë dood afgesny het, want mense die tyd is besig om uit te loop, en ons moet doen wat ons doen. Ons moet besig bly, ons moet gaan vertel dat Jesus red, en hy genees, en hy doop met sy gees, maar moenie vir een oomblik mislei word nie. Julle moet weet vandag, dat die vyand haat wat jy doen. As jy in die wil van die Here is, as jy vir mense gaan vertel hoe goed die Here is. Jy weet, ek kyk vandag 'n ding, en ek het eintlik trane in my oë gehad, van 'n man wat hom aantrek soos 'n blinde man, en hy sit langs die pad, en hy maak of hy blind is, en hy boemelaar is, en dis maar net die voors wat amen sê hoor, en hy sit daar, en dan kom iemand verby, en hy vra vir die persoon, het die persoon nie vir hom $1 nie, kom ons sê nou maar R1 nie, hy verjaar vandag, en die ou wat hom stop, is 'n wedergebore kind van die Here. En weet jy, daai man gaan, hy sê, weet jy, vertel sy storie nou, en daai man, wie hy stop, gaan binne in die supermarkt, dit is by 'n supermarkt, en hy gaan in, en hy koop vir hierdie sogenaamde blinde man,
gaan koop hy 'n koek, hy koop vir hom kos, en hy gee vir hom $2. Hy sê, af wat ek het. Hy vertel, die man wat gee, vertel toe sy storie. En weet jy, lang storie kort, die man wat toe nou voorgegee dat hy blind was, want hy kyk wie sal hom help, staan op en huil, hy sê, weet jy wat, dit is nie my verjaarsdag nie. Weet jy, sê hy over, maar sê, dit maak nie saak nie. Hy sê, as die Here ons pad laat kruis het vandag, en ek net vir jou kan sê, dat die Here het jou lief. Hy sê, hy haal sy brille af, hy sê, maar ek is nie blind nie. Die ou sê, dit maak nie saak nie. As die Here vandag hierdie van jou gebruik het, dat ek net vir jou kan sê, dat ek het jou lief. En hierdie ou wat hom voorgegee het as 'n boemelaar wat kampdag blind was, vra vir die man wat vir hom gee. Hy sê, vertel my jou storie. Jy sê, jy het net $2. En jy vertel hom, ek het my besigheid verloor, ek het 'n vrou en ek het kinders. 'n Lang storie kort. Daai ou gee vir hom daar $1,000. Hy sê, weet jy het my $2 gegee, hy is vir jou $1,000 terug. Weet jy wat sê hy man? Hy sê, ek het dit nie nodig nie. En net daarna, net voordat hy met $1,000 gee, kom 'n vrou ook by, en sy gee ook vir hierdie kwansyse blinde man $1, want hy lyk soos 'n bedelaar. En daai man sê, kom ons gaan roep daai vrou, wat vir jou $1 gegee het, met haar dogtertjie, sê dit meer nodig. Weet jy, daai vrou gehuil, so die $1,000 wat hierdie man wat kwansys blind was, vir hierdie man gegee, gee vir hierdie vrou. En weet jy, daarna, gee vir hierdie man, hierdie ou wat kwansys blind was, gee vir hierdie man 'n kar, hulle gee vir hom $200,000. Wat probeer ek sê? Dit gaan nie oor die dollars nie, dit gaan nie oor net om af te sny 'n ongeluk nie, dit gaan oor die gehoorsaamheid. Dit gaan oor gehoorsaamheid is beter as offer. Mense, en as die Here jou bewaar het, en as die Here vir jou voorsien het, mense moenie skaam wees om te vertel wat die Here vir jou gedoen het nie. Luister, hierdie is onbeplan, maar ek sal nie gaan slaap het totdat ek hierdie gedoen het nie, want die Here het op my hart gelê. Daar's iemand hier wat luister, gaan vertel jou storie. Moenie jou storie wegsteek nie. Ek wil vir die Here dankie sê. Ek glo daardie sleepwa, glo ek was die ongeluk wat die vyand vir ons opgelaai het, dat daai ding moes rol, dat hy die kar moes omgooi, en dat ons nooit, en die Here het ons bewaar. Mense doen goed aan ander mense, bid vir ander mense, en as die Here, as iemand vir jou bid, en iemand is vir jou goed, moet nie skaam wees om te vertel wat die Here gedoen het nie, want julle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van julle getuienis. Versprei hierdie kort livestreampie gou, hierdie power, ek wil nie sê power hour, is maar power 20 minutes of 10 minutes, gaan vertel vir die mense daar buite, deel dit met hulle, en sê vir die mense, luister, dis wat die Here by gedoen het, en as die Here op jou hart lê, om iets vir iemand te doen, of om vir iemand te bid, moenie huiwer nie, doen dit, want God toets jou gehoorsaamheid en of jy hom hoor. Baie dankie dat ek gou kon ingeloer het op die Vrydag aan. Julle moet 'n geseënde naweek hê en mag die Here elke liewe een van julle seën hoor. Totsiens.